Elke gedagte wat in ons hart bly, vorm uiteindelik die rigting van 'n mens se lewe. Gedagtes is so sade. Dit wat ons toelaat om te groei, bepaal watter vrugte ons dra en wat in ons lewe gebeur. Om ons gedagtes gevange te neem, beteken ons neem beheer voordat daai gedagtes ons begin beheer. Wanneer die Bybel vir ons sê in Spreuke 23:7, want soos hy in sy siel bereken, so is hy, herinner dit vir my en vir jou, dat elke gedagte wat ons oor en oor koester, 'n werklikheid binne in ons siel vorm. As dit iets is wat iemand teen jou gedoen het, wat jy sukkel om te vergewe, en jy dink heeltyd aan daai wandaad, dan word jy naderhand bitter, en jy raak al hoe meer onvergewensgesind, en jy begin al hoe meer teenoor daai persoon 'n haat dra. Baie keer is denke toksies. As jy heeltyd dink aan jou mislukkings, maak dit jou naderhand so negatief, dat jy nie meer probeer om iets nuuts te doen nie, want jy dink heeltyd aan jy's 'n failure. Toksiese denke is 'n stil vyand wat ons vreugde steel en wat die vrede van God verduister. En dit is belangrik dat ons oor dit kom en dat ons nuwe gedagtes begin koester. Filippense 4:7 sê, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Ons moet toelaat dat die Heilige Gees oorneem in ons lewens. Laat die Heilige Gees nuwe gedagtes in ons lewens vorm. Wanneer die Gees van God in ons werk, word selfs die mees verdraaide gedagtes getem deur die sagtheid van sy vrede. Elke gedagte wat eens gevul was met vrees of met skuld of met bitterheid, word nou oorgedra na gehoorsaamheid aan Christus deur die krag van die Heilige Gees. Om ons denke te vernuwe is nie 'n ding wat ons net eenmaal doen en dan is dit nou verby nie. Dis 'n daaglikse reis waarin ons moet oorgee aan God, waarin ons moet dink aan hoe groot en hoe goed is hy wanneer ons in 'n moeilike situasie is. Wanneer ons moet dink hoe Jesus mense vergewe het in die Bybel as iemand ons te nakom. Ons leer om nie langer te dink soos wat die wêreld dink nie. Kyk, die wêreld is gefokus op revenge. Die wêreld is gefokus op sukses. Die wêreld is gefokus op wat vir jou belangrik is. En daai wêreldse patrone kan ons nie langer gebruik nie. En die wêreld het so woke geword, by gebrek aan 'n beter woord, dat die wêreld nie meer reg dink nie. Daar is nie meer common sense nie. Maar ons moet leer om die waarheid wat deur Christus geopenbaar is, te glo, te bedink en uit te dra. Paulus sê in Efesiërs 4:23, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed. Met ander woorde, die gees van julle gedagtes. En die nuwe mens moet aantrek wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Ware geregtigheid en heiligheid gaan ons net kry as ons tyd by God spandeer, tyd spandeer in die woord van God, die woord van God bedink en ons gedagtes op God vestig. Wanneer ons toelaat dat die Heilige Gees ons denke verander, begin ons sy waarheid glo, begin ons sy vrede ervaar en begin ons lewe soos hy wil hê ons moet leef. Ons moet weet en ons moet glo en ons moet bedink dat ons sy handewerk is, dat ons geskape is met 'n rede, dat ons 'n doel het en dat ons waarde het. Elke negatiewe gedagte wat ons gevange neem, maak plek vir 'n nuwe gedagte wat sy lig en sy waarheid in ons lewe openbaar. En met elke nuwe dag word ons gedagtes 'n bietjie varser, word ons gedagtes 'n bietjie herstel en begin ons al hoe meer na die beeld van Christus lyk. Hemelse Vader, ons eer en verheerlik en prys U naam. En ons kom vra dat U werklik ons sal help. Neem ons gedagtes gevange, fokus dit op U en help ons om ons lewe so in te rig dat dit sal wys dat U ons gedagtes beheer. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.